Goeienaand, liewe broers en susters, almal wat vanaand hier in die kerk is en ook almal wat aanlyn ingeskakel is. En baie welkom by ons Woensdag aand Pinkster bidtuur. Toe ek en Frans en Juliana net toe hiernatoe ry, het sê ons vir mekaar, dit voel soos die week vorder dat dit al hoe kouer word. Maandag aand was dit nog redelik leefbaar, vanaand kan 'n mens nogal voel. Die aanvoelbare temperatuur is kouer vanaand. Daarom is dit goed, indien dit môre aand nog kouer is, dat ons afsluit met lekker sop en broodjies môre aand. Ons het gisteraand stilgestaan by Jesus se geboorte as mens, en by sy kruisiging en sterwe, en by sy opstanding. Vanaand kyk ons verder na die gedeelte in die belydenis van Nisea, wat nog meer sê oor Jesus. Ons gaan veral kyk na wat dit vir ons gelowiges inhou wanneer ons bely dat Jesus weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het en wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, soos hierdie geloofsbelydenis dit pragtig stel. Maar voordat ons begin, kom ons bid eers saam. Liewe Here Jesus, vanaand is die tweede geleentheid waarin ons uit hierdie oeroue geloofsbelydenis by U gaan stilstaan. Here Jesus, soos ons gisteraand gesê het, vir ons is dit nie nuwe nuus nie. Ook dit wat ons vanaand gaan hoor, weet ons al 'n geruime tyd, dekades van U. Maar tog wil ons vra, dat U ook wat vanaand aanbetref, U self op 'n nuwe en vars manier aan ons sal bekendstel. Dat U ook die woorde van hierdie skrifgedeelte en die woorde van hierdie boodskap sal gebruik. Want Here, ek glo, U wil ook vir elkeen van ons iets spesifiek sê, of dalk meer as iets spesifiek sê oor U self, ook in terme van ons pad hier vanaf vorentoe met U. En daarom sien ons daarna uit, dat U ook deur U Heilige Gees, U self vanaand nog verder aan ons gaan openbaar. In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanaand uit 1 Tessalonisense 4 en daar vers 13 tot 18. En hier skryf Paulus: Ons wil hê, broers, en ons kan byvoeg susters, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot en met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, as ons om ons na die wêreld kyk, raak ons dadelik bewus van dinge
soos die oorloë in Oekraïne, in Palestina en in Sudan, om net 'n paar plekke te noem, wat net nie einde kry nie. Ons sien die hongersnood hier in Afrika, siektes wat tot die dood lei, en jong kinders wees laat. Hierdie tipe dinge kan vir ons laat voel dat God nie meer hier by ons teenwoordig is nie. Asof God in die hemel sit en ons aan ons eie lot oorgelaat het, toe sy seun opgevaar het na die hemel. Julle sal onthou, Sondag se boodskap het ook hierby aangesluit. Dalk het die disippels iets hiervan ervaar, die dag toe Jesus opgevaar het na die hemel, en hulle alleen agtergebly het. Miskien het hulle ook verlate en alleen gevoel, soos ons soms voel, in daardie oomblik. Maar juis in daardie oomblik stuur God toe 2 engele om hulle gerus te stel. En die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. So lees ons in Handelinge 1 vers 11. Jare later, toe gelowiges dieselfde twyfel ervaar, herinner Paulus hulle in ons skrifgedeelte dat Jesus weer sal kom. Hy skryf: Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompette van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Vandag, meer as 2000 jaar later, mag ons ook dalk begin twyfel en wonder waarom Jesus nog nie gekom het nie. Dit is al so lank. Ons mag wonder of hy enigsins weer gaan terugkom. Petrus gee vir ons 'n baie interessante perspektief op hierdie gewag vir die wederkoms van die Here. Hy sê dat dit juis 'n teken van God se geduld met ons is. En hy skryf: Die Here stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie, al dink party mense so. Nee, hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. So skryf Petrus in 2 Petrus 2, vers 3 tot 9. Vers 3. 2 Petrus 3, vers 9. Jesus se traagheid om weer te kom, of eintlik die traagheid van die Vader om hom weer terug te stuur, is weliswaar 'n stukkie genadige geduld aan God se kant. Hy gee daardeur nog tyd vir ongelowige mense om hulle saak met hom reg te maak. Dit is hoekom hy nog nie gekom het nie. Nie omdat hy nog nie kon kom nie, of nog nie wou kom nie. Hy wag om nog tyd vir bekering tot hom te gee. Vir ons as gelowiges kan hierdie wagtyd baie positief ingespan word. Hierdie wagtyd voor Jesus se wederkoms kan ons aanspoor om te bly volhard in ons geloof. Want terwyl ons volhard, groei ons in ons geloof en vertroue dat Jesus wel weer sal kom. Wanneer,
En is wanneer, nie as nie, wanneer Jesus welkom. Lees ons hier in die geloofsbelijdenis van Nicea, sal hy die lewendes en die dooies oordeel. Die gedagte dat God ons, die lewendes en die dooies gaan oordeel, hou dikwels vir ons vrees en angs in. Ons is bang dat God ons gaan straf en dat ons dan nie in die hemel sal ingaan nie. Ons is bang dat ons daardie oordeel nie sal oorleef nie en nie sal verryspring nie. As dit nie vir Jesus en sy menswording en sterwe en opstanding was nie, het ons alle rede om bang te wees vir daardie dag. Maar omdat Jesus gekom het en in ons plek vir al ons sondes geoordeel is en daarvoor ten volle betaal het, moet ons, ek gebruik spesifiek die woord moet ons nie bang wees vir daardie dag nie. Ons moet wel seker maak dat ons saak met die Here Jesus reg is. Vir hulle wat ly onder al die ongeregtighede, waar korrupsie, oneerlikheid, armoede en swaar kry, verdrukking teen hulle hoogtyd vier, hou Jesus se oordeel 'n besondere hoop in. Dit verseker hulle dat die bose en sy trawante nie die laaste sê sal hê nie. Daarom kan ons saam met Openbaring 21 vers 4 bely: hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër, ook al die slegte, het verbygegaan. Dit is God se belofte dat hy reg sal laat geskied aan almal wat nou verdruk word deur sy oordeel. Terselfdertyd is hierdie belydenis oor die naderende oordeel 'n waarskuwing vir hulle wat verantwoordelik is vir die verdrukking van ander, om daarmee op te hou en hulle tot Jesus te bekeer voordat dit vir hulle te laat is. Na die oordeel sal God tot in ewigheid regeer. Die belydenis van Nicea herinner ons dat God se koninkryk vir ewig sal bly staan. Heeltemal anders as aardse koninkryke wat kom en gaan. In hierdie koninkryk is die Here die almagtige koning. Net hy. In Matteus 28 vers 18 tot 20 gee Jesus sy laaste opdrag aan sy disippels. Maar hy begin om hulle te herinner: aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Reeds in die vroegste Bybelverhale sien ons God se almag aan die werk. In Eksodus 14 lees ons die verhaal van God wat die Israeliete gered het toe hy hulle droogvoets deur die Rietsee laat trek het. Dan sing hulle in Eksodus 15 'n loflied. Hulle sing daar: die Here is oorwinnaar in die stryd. Vers 3. U regterhand, Here, verpletter die vyand. Vers 6. U is hoog verhewe, u vernietig wie teen u opstaan. Vers 7. En dan veral: die Here regeer tot in ewigheid. Vers 18.
Hierdie ewige koninkryk van God is vir almal. God nooi almal in sy koninkryk in om deel daarvan te word. Ons sien dit aan Jesus se opdrag, waarna ons net nou verwys het aan sy disippels in Matteus 18 vers 19, waar hy vir hulle sê, gaan dan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. In Openbaring 7 vers 9 word vir ons 'n prentjie geskets van wie almal daar in die ewige koninkryk sal wees. Daar lees ons, hierna het ek 'n groot menigte gesien, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal, en het voor die troon van die Lam gestaan. In Handelinge 2, vers 1 tot 11, sien ons die eerste tree in die totstandkoming van hierdie nuwe ewige koninkryk van God, toe die Heilige Gees uitgestort is, op al die nasies onder die son. In vers 5. Jode, sowel as heidene, in vers 11. As burgers van die koninkryk van God, word ons nou alreeds opgeroep om mense in te nooi en deel te maak van sy koninkryk. Ons moet mense insluit en nie uitsluit nie. Selfs mense wat anders as ons praat en lyk en dink en doen. Want almal is welkom in die koninkryk van God. En hoe doen ons dit? Deur vir almal Jesus se liefde te wees. En vir hulle van Jesus, die man van liefde, te vertel. En te getuig watter verskil Jesus en sy liefde in ons lewens maak. Dan gaan daar soveel meer mense saam met ons wees, wat nie kan wag dat Jesus terugkom nie. Amen. Soos ons die laaste 2 aande gedoen het, gaan ons nou in hierdie deel van die bid hier bietjie in 'n tydvak in waar dit net ek en die Here is. En jy en die Here is. Want dit is doel van Pinkster, né? Om ons nader te trek aan die Here. Om ons geloof te versterk. Om vir ons te wys waarin ons kan groei. Ook met die oog op die res van die jaar. Dis 'n tyd waar die Heilige Gees in ons as groep, as gemeente werk, maar ook in elkeen van ons se binneste. Ek wil vanaand net 3 vrae in julle midde laat, en ook in my midde laat. Ek gaan die vraag lees, en net daar waar jy is, ook waar jy dalk by jou huis op die bed sit, dink oor hierdie vraag. En as jy iets vir die Here in jou binneste in stil gebed daaroor wil sê, gebruik die geleentheid. Dis 'n tyd van dink en 'n tyd van bid. Kom ons maak sommer daar waar ons sit, ons oë toe. En sit gemaklik, sodat niks ons aandag nou kan aftrek van dit wat nou hier tussen ons en die Here moet gebeur nie.
En hierdie 3 vrae is na aanleiding van dit wat die Here vanaand met ons gedeel het. Die eerste vraag. As Jesus nou terugkom, is jy gereed? Hy kan nou terugkom op hierdie oomblik. Dit is moontlik. As daar die aartsengel nou roep, as die bevel nou gegee word, as die trompette van God nou weer klink, en jy weet, hy's hier, is jy gereed? Is jy bang wanneer jy daaraan dink dat hy kom? Of is jy opgewonde om te weet en te sien dat hy hier is? En onthou, om gereed te wees beteken nie in die eerste plek dat jy elke Sondag in die kerk is nie, of so nou en dan in die kerk is nie. Dit beteken nie dat jy elke dag jou Bybel lees nie. Dit beteken nie dat jy soos 'n goeie Christen probeer leef nie. Want as dit daarvan afgehang het, dan het ons almal 'n reuse probleem gehad. Want dan is ons nie gereed nie. Of ons gereed is, hang net van een persoon af. Jesus. En dit hang net af wat ons met hom gedoen het. Het ons hom aanvaar? Het ons aanvaar dit wat hy gedoen het? Is hy ons Here? Is hy ons koning? Jy sal gereed wees vir Jesus se koms as jy in 'n verhouding met hom is. Want dan gaan jy nie vir hom bang wees nie. Jy gaan bly wees as hy kom. Natuurlik, dan gaan jy wil vir hom lewe. En dan gaan jy wil Bybel lees en wil bid en wil eredienste toe kom. Maar dit kom alles terug na Jesus toe. As jy vir jouself die vraag moet afvra of jy gereed is vir Jesus se koms as hy nou kom, is die eintlike vraag, hoe gaan dit met jou en Jesus? As jy onseker is oor jou en Jesus, is jy bereid om vanaand met iemand daaroor te praat? Dalk met my daaroor te praat, as jy hulp nodig het. Tweede vraag. Wanneer laas het jy vir iemand van Jesus vertel? Wanneer laas het jy vir iemand van Jesus vertel?
As 'n mens hierdie vraag hoor, dan dink jy, maar wat moet ek sê? Ek is bang ek gaan 'n gek van myself maak. Ek is bang ek gaan 'n klomp onbybelse dinge kwytraak. Maar broers en susters, jy ken tog vir Jesus. Jy weet presies wie hy is en wat hy kom doen het. Jy hoor dit al vir dekades. Jy ken hom goed genoeg om oor hom te praat. En baie keer beteken dit om oor hom te praat, net om te getuig oor dit wat hy in jou lewe doen. En daarvan het ons elkeen 'n klomp ware verhale. Want dan druk ons nie met alle respek as jy Jesus in iemand se keel af nie. Ons getuig net oor ons lewens en wat doen ons in die proses? Ons vertel vir mense van Jesus. En weet julle, dan gebeur die wonderlikste ding. Jy gaan niemand afronteer nie. Jy gaan niemand kwaad maak nie. Ook nie vir ander godsdienste nie. Want jy getuig oor jouself. En eintlik oor Jesus. En dan die derde vraag. Is jy gereed om iemand van Jesus te vertel en oor hom in jou lewe te getuig as hy daardie iemand môre op jou pad bring? Dit kan gebeur. As jy gereed is en sê, Here, hier is ek, gebruik my, stuur my, dan gaan hy. So seker is dat ek vanaand hier voor julle staan, iemand op jou pad môre bring. En hy gaan vir jou lei wat om te sê. Ons moet ophou skaam wees oor ons Here. Ons het soveel om mense van hom en van hom in ons lewens te vertel. Ons moet dit eintlik uitborrel. Is jy gereed as die Here môre iemand op jou pad bring? Sê vir die Here as jy gereed is. En jy gaan môre die besonderste ervaring hê in jou getuienis vir die Here. En die laaste vraag wat te doen het met ons gemeente. Wanneer laas het iemand in ons gemeente tot bekering gekom? Vir Jesus dalk vir die eerste keer of vir die soveelste keer aangeneem as hulle Here en Verlosser. Hierdie vraag is op 'n stadium vir ons as predikante gevra by 'n opleidingssessie. En ek moes tot my skande erken. Ek kan nie onthou wanneer dit laas in 'n gemeente gebeur het waar ek was nie. Skrikwekkend. Hoekom kom mense nie in die NG Kerk, in ons gemeentes, tot bekering nie? Is ons dalk so besig met 'n klomp ander dinge wat nodig is in die gemeente, maar in die proses vergeet ons van hulle rondom ons wat besig is om verlore te gaan, hel toe te gaan, vir wie die oordeel van die Here wag as ons nie gehoorsaam is om vir hulle van hom te vertel. Is dit nie iets waaroor ons gemeente
ook moet dink en ook moet bid nie. Want ons is hier vir die wêreld rondom ons, ja vir hulle nood, soos ons in die begin van die week gesê het, en telke maal al gesê het, maar veral vir hulle geestelike nood, as hulle nog sonder die Here Jesus is. Ons is hier vir daardie nood veral, in ons omgewing, en ook verder. Wat wil die Here vanaand vir ons, as gemeente, hieroor sê? As die Here iets op jou hart vanaand lê, wat jy vir ons moet kom sê, oor ons as gemeente, se taak ten opsigte van die verlore gaande wêreld, kom sê dit asseblief vir my. O Heilige Gees, U het vanaand in ons elkeen se binneste, ons elkeen se hart, baie diep gegrawe. Ons bid dat dit wat U vanaand ook in ons binneste geplant het, sal saad skiet, sal groei, sodat ons elkeen en ons gemeente sal wees en sal doen wat U van ons verwag, totdat U kom, of totdat U ons kom haal. In Jesus se naam. Amen. En dit is hoekom ons afsluit met lied 35 op bladsy 35. Bly volhard soos atlete, tot en met die Here Jesus se koms. Kom ons staan, en dan sing ons dit saam. Volhard soos atlete, dis God wat ons wedloop bepaal. Dat skaar verlostes wat wag om die baan, dat ons almal die wenstreep sal haal. Elke las moet ons afgooi, die sonde wat maklik verstrik, dat ons God se pad met volharding kan loop. Dis die pad na die ware geluk. Hou die oë op Jesus, ons vriend, ons verlosser, ons hoof. Vir die vreugde daarna het hy smarte verdra. Hy begin en versterk ons geloof. Liewe Here Jesus, baie dankie dat U deur U Heilige Gees by en in elkeen van ons is, totdat U kom, totdat U ons kom haal. En baie dankie dat U ons tot dan in U diens gebruik. Ons kan nie wag nie. Ons sien daarna uit om saam met al ons medegelowiges, ook hulle wat nog nie in die koninkryk is nie, vir ewig daar by U te wees. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Mooi aand verder. En dan sien ons mekaar môre aand weer.